Goeiemôre, liewe gemeente. Gerard, ek het jou pa en ma vanoggend ontmoet. En nou, dit het nou vir my iets vanoggend vertel van hoe trots ouers op hulle kinders is, né? Want jou liewe ma en pa gaan julle op die spot sit. Ons doen dit met besoekers. Ons laat hulle ongemaklik voel en hoop hulle kom weer. Maar toe ek nou jou ma en pa ontmoet, sê hulle vir my, hulle is Gerard se ma en pa. Daar's net een Gerard vir hulle. Nou gaan ek deur my lysie. Kan nie Gerard Kemp wees nie, hulle is te jonk. Ek dink nie hulle is Gerard van der Berg nie, want hy is donkerder hare. Nou gaan ek so deur my lysie, toe het ek die regte Gerard uiteindelik gekry. So jou ma is baie trots op jou, hoor. Liewe gemeente, baie welkom by die huis van die Here vanoggend. En ek sien 'n paar besoekers, gesigte wat ons nog nie gesien het nie. Ek wil nie sê vreemde gesigte nie, want julle is nie vreemdelinge nie. Julle kom tuis by julle hemelse Vader en julle is kinders van die Here. So julle behoort saam met ons in die huis vanoggend. Ons het vir 'n paar mense gesê ek is betyds vandag. Paar mense het gewonder of ek gaan wees, so ek is dankbaar dat ons wel betyds vandag hier is. Kan ek asseblief vir al die kinders vra, dat julle gou dadelik vorentoe kom? Al die kinders, ons gaan julle ouers gou bietjie toets. Nou is die paas weer senuweeagtig. Nou ek het nou al hierdie jaar oor die 10 gebooie gepreek, en die groot mense sê hulle ken dit. So ons gaan hulle nou bietjie toets. Ek wil hê julle moet dink aan 'n getal, enige getalletjie tussen 1 en 10. Hey, wat doen daai oom vir jou? So dink aan 'n getalletjie van 1 tot 10 en dan gaan ons vir die groot mense vra of hulle weet watter gebod is dit van die 10 gebooie en jy mag iemand kies. OK. Lanai, kan ons by jou begin? Okay, pinpoint, wie wil jy moet antwoord? Jou mamma. Kom kategeet, laat ons sien. Aan watse getal dink jy? Aan 'n getalletjie tussen 1, kies 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Watter een? 10. Mamma, watse gebod is gebod 10? Papi, help. Nee, ek weet nie, okay? Kom ons probeer 'n ander een. Gaan jy getalletjie of wie moet antwoord? Wie dink jy moet antwoord? Dada, waar is Dada? Oh, Dada is nou nie hier nie, kan mamma hom afvat. Okay, kies 'n getalletjie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat? 5, mamma. Klap hande vir mamma, sy's reg. Goeie een wat sy gekies het, né? Ag, kyk nou net daar. Tot ouma is trots. Gaan jy een kies? Wie moet antwoord? Kyk hoe kyk sy, wie kyk vir my? Wie dink jy moet antwoord? Nie mamma nie. Mamma lag, dankie tog. Hoekom kies jy nie bietjie daai oom en tannie daar nie? Moet hulle jou antwoord? Daai oom en tannie, moet hulle jou antwoord? Ek dink so. Kies bietjie getalletjie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sissie sê 9. Weet julle wat is gebod 9? Oh! Kom ons gaan na my kinders. Wie moet antwoord? Papa. Okay, nommer wat? Jy mag nie 9 nie, mag nie 10 nie, mag nie 5 nie. 6. En dan wonder julle dat ek my kinders groot maak met so. Hi. Die 1 na 5, dis baie waar, maar hy sê wat? Okay. Wie gaan? Ek? Nee, kies iemand anders. Ek is die dominee, nie jou ma nie. Arme papa nie weet nie, kies bietjie iemand anders, een van die ou mense. Kies bietjie hulle.
Hierdie oom en tannie hier reg voor. Okay. Wat se getalletjie? Wat se wet? 7. Die oom sê in 'n taal wat ek nie weet nie, ek weet nie. Angas. Kyk, kom ek wys gou-gou vir julle 'n manier. Die groot mense gaan nou leer. Kyk hierso. Nommer 1, daar's net een God. 2, jy mag nie voor 'n ander God buig nie. 3, maak toe daai lippe. Jy mag nie God se naam misbruik nie. 4, maak ons soos 'n kussentjie dan slaap ons. Jy moet die Sondag heilig hou. 5, high five. High five. High five. High five. High five. Pretend. 5 is, eer jou vader en moeder. Jy slaan mos nie jou ma en pa met jou hand nie, doen jy? Nee, jy high five hulle. Jy het liefde vir hulle en respek vir hulle. 6, moenie moord pleeg nie. 5, maak ons soos 'n skêr en sê, jy mag nie jou huweliksbeloftes breek nie. 8, maak ons so 2 handjies, maak of hulle in boeye is. Jy mag nie steel nie. 9, maak ons 'n handjie, stop, jok. Hou op om te jok. En 10, loer ons deur die venster sê, jy mag nie jaloers wees nie. Ons gaan dit weer leer. Het julle nou geleer, groot mense? Ek het so gedink. Julle gaan saam met Tannie Mariska uitgaan, saam met die kategese, julle kan saam uitstap. Stap daar saam met daai tannie, loop julle hier uit. Julle moet dit geniet. Terwyl hulle uitstap, gaan ek vir jou vra, broer en suster, dat ons voorsangliedere vir oggend gaan doen en onsself instel om die Here se naam groot te maak. Die eerste lied gaan ons met 'n video sing. Dit was 'n versoek van 'n gemeentelid wat na my toe gekom het. Toe dink ek, maar hoekom dan nou nie? So ons gaan staan en saam met die video sing en die tweede lied gaan ons saam met Tannie Molly op die orgel sing. Julle kan gerus staan. Vandag wil ek vir 'n oomblik met ons dankfees terughak aan die reeks wat ons bietjie vroeër in die jaar gedoen het, wat ek gedoen het, deur die boek van Exodus, Laat my mense gaan. Nou ek is jammer as julle nou al moeg is vir die Exodus verhaal, maar ek kom nie oor die Exodus verhaal nie, wat beteken ek kan nie ophou om oor hom te preek nie. So waar is ons in die Exodus verhaal? God het die Israeliete gehoor. God roep vir Moses, hy stuur vir Moses terug na Egipte toe, nie Engeland nie, ek het geoefen, Egipte toe. Ek het 'n blapsie besoekers, wat nog nie hier was nie, ek het 'n blapsie een Sondag gemaak en gesê, die Here het die Israeliete uit Engeland uit bevry. Klein foutjie. Die Here stuur Moses terug, en dan as Moses daar kom, dan doen God deur Moses en Aaron hierdie wonderlike dade, hierdie wonderwerke,
om vir die Israeliete en vir die Egiptenare te bewys dat hy die Here is. En dan op 'n wonderbaarlike manier loop hulle uit Egipte uit. En die Here lei en beskerm hulle. Hy versorg hulle, hy voed hulle. Hy stap saam met hulle, hy wys vir hulle die pad. Maar dan is dit asof die eerste seisoen van hulle uitstap hier in die woestyn verby is. En dan in Eksodus 25 vers 8, dan gee God vir hulle 'n opdrag. En hy sê vir Moses oor die Israeliete, hulle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan vertoef. God vra, dat die Israeliete vir hom 'n huis van ontmoeting, 'n tent van ontmoeting moet bou. Want hy wil in hulle midde vertoef. Nou ek en jy weet dat God alomteenwoordig is. God was reeds in hulle midde. Ons sien dit met die wonderwerke, ons sien dit met die wolk. God het nie die tent van ontmoeting nodig gehad nie. Maar die Israeliete het. God het geweet dat die Israeliete nodig gehad het om 'n plek te hê wat hulle na toe kan gaan. En hierdie tent van ontmoeting word vir hulle 'n simbool van God se teenwoordigheid. Dat God tussen hulle is, by hulle is, saam met hulle stap. Dit word 'n teken van God se leiding, want daardie wolkkolom het op in die Here se teenwoordigheid, het op die tent van ontmoeting gaan rus. En elke oggend dan hierdie Israelitiese mans by hulle tent se deur gaan staan, en dat hulle die eerste ding, het hulle gekyk na die tent van ontmoeting. Dis die eerste ding wat hulle in die oggend gedoen het. Wat 'n mooi geloofsgewoonte, nê? En as hierdie wolk gelig het, dan het hulle geweet dit is tyd om te trek. Maar as hierdie wolk gesak het, of gesak gebly het hulle geweet, hulle bly nog 'n rukkie. Maar hierdie tent van ontmoeting word ook 'n simbool van God se genade vir die Israeliete. Want hulle bring hulle offers na die tent van ontmoeting toe, en daar spreek die priesters hulle vry. Vanoggend het jy na die huis van ontmoeting van die Here toe gekom. Wat beteken God se huis vanoggend vir jou? Het jy God se huis van ontmoeting nog so nodig, soos wat die Israeliete dit gehad het? Is hierdie ook 'n plek vir jou wat 'n simbool geword het van God se teenwoordigheid, God se leiding, en God se genade en vergifnis in jou lewe? Jy sien die God wat ons aanbid, die God wat genade aan die Israeliete bewys het die hele week saam met jou gestap, tot waar jy vandag hier sit. En God kan enige tyd met ons praat. Hy het nie die huis van ontmoeting nodig nie, maar ons het. En tog kies God om vanoggend hier tussen ons te wees. En homself aan ons te openbaar, wanneer ons gesig draai na hom toe. Ons gaan die seëngroet vanoggend responsories doen, asseblief Melandrey, waar ek jou lei en jy reageer met die woorde en ook met jou. Liewe gemeente, die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Amen. Voordat ons vanoggend gaan opstaan vir die loflied, wil ek eers aansluit by ons kinderslot van vanoggend. Ons het vanoggend die kinderslot eintlik gebruik as ons wet. Ek hoop jy het dit besef. Want soveel keer loop ek en jy deur 'n dag, en ons het 'n lysie van goed wat ons dink nodig is, wat gedoen moet word om heilig te wees, om reg te leef. Maar ons kan self nie die 10 gebooie onthou nie, en maar dis nie wat die Here vra
hoe ons moet leef nie. As die Here elke dag saam met ons loop, dan vra hy dat ek en jy heilig moet leef, omdat hy heilig is. En dit is 'n leefstyl wat afgesonder is vir God. 'n Lewe wat spreek van wie God in jou lewe is. As skuldbelydenis vanoggend wil ek vir jou 'n Joodse gebed lees. En mag jy dit gebruik as 'n stil oomblik wat jy dink oor jou week. En vir die Here vra om vir jou te wys, wat is hierdie week daar in jou lewe en jou dag gewees wat nie van hom af is nie, wat nie heilig is nie. Wat jy dalk moet uithaal, verwyder, of miskien wil die Here vir jou wys wat hy wil hê jy moet byvoeg. Ek lees vir ons. Here, wat is ons tog werd dat U aan ons dink? Hoe nietig is ons lewens? Hoe nietig is ons pogings om lief te hê? Hoe nietig is ons pogings om regverdig te wees? Hoe nietig is ons aansprake op sukses, Here? Hoe nietig is ons aansprake op mag? Hoe flou is ons volharding in geloof? Here, wat kan ons voor U sê? Want in U teenwoordigheid is magtiges niks. Beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie. Geleerdes asof hulle sonder kennis is en slimmes sonder insig. In U lig is die meeste van ons dade selfsugtig en daarom sinloos en oppervlakkig. Here, al wat ons na U toe kan bring, is ons ontblote hart, wat soek na vergifnis, vrede en 'n woord uit U mond. Amen. As dienaars van die Here, het ons vandag die voorreg om te sê, die God wat saam met die Israeliete geloop het, die God wat jou op jou naam geroep het, die God wat jou ken, wat lankmoedig in sy toring is en oorvloedig in sy genade is, het gekies om jou onvoorwaardelik lief te hê. En in sy liefde ontvang ons die genade wat ons nodig het. Daarom as lofverkondiging vandag gaan ons opstaan en saam die lied sing wat sê, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Staan saam met my, dan maak ons die Here se naam groot.
se opdrag aan die Israeliete was kort en duidelik. Bou vir my 'n huis, bou vir my 'n plek dat ek in julle midde kan vertoef. Dis wonderlik. Julle dink gou daaroor dat God kies om te sê ek wil in 'n plek wees. In 'n plek sit ek nou in aanhalingstekens in verwysing met die tent van ontmoeting. Dat die Israeliete altyd sou besef dat die groote almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, die God wat van ewig was, wat vandag is en ewig sal wees, kies om in die midde van sy kinders te vertoef. Maar dan laat God hulle nie aan hulle eie genade oor nie. God is alomteenwoordig. Hy het nie die tent van ontmoeting nodig nie. God is almagtig. Hy sou die tent van ontmoeting so kon neersit. Nie eers hoef te bou nie. Ek meen as God gespreek het en lig het uit sy mond uitgekom, dan is 'n tent van ontmoeting seker niks nie. God sou dit kon doen, maar hy kies om dit saam met die Israeliete te doen. So as jy vanoggend die woord van die Here hier het, kan jy oopmaak by Eksodus 35. Vandag se teksgedeelte is bietjie lank en ek het dit oor gelees en probeer om dele uit te sny, maar dis net te moeilik. Want ek wil hê julle moet vanoggend sien met watter detail die Here hom bemoei het toe hulle hierdie tent van ontmoeting gebou het. Vanoggend voordat ons die woord van God gaan lees, gaan ons net so sittend. Ons doen dit nie gereeld nie, maar vanoggend wil ek dit doen. Die lied, U het die brood gebreek eens by die meer. As 'n stil gebed. So jy hoef nie dit luidrigtig te sing nie, jy kan. Of jy kan dit net sag sing, waar ons vir die Here vra om ons hart voor te berei, wanneer ons sy woord gaan lees. Ons gaan lees vanaf vers 4. Moses het vir die hele volksvergadering van die Israeliete gesê, dit is die opdrag wat die Here gegee het. Neem van wat julle het 'n wydingsgeskenk vir die Here. Elkeen wie se hart gewillig is, moet dit bring. 'n Wydingsgeskenk vir die Here. Goud, silwer en brons, pers, purperrooi en karmosynrooi wol, fyn linnedraad en bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle, sagte leer en doringhout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die geurende reukwerk, onyxstene en edelstene as montering vir die efod en borstas. Laat elkeen onder julle wat vaardig is, kom en alles maak wat die Here beveel het. Die tabernakel, die tent, die bedekking, die hakkies, die planke, die dwarshoute, die staanders, die voetstukke daarvan, die ark en sy draaghout, die versoendeksel, die voorhangsel wat dien as gordyn, die tafel met sy draaghout en al sy toebehore,
en die vertoonbrode, die menorah verlig met sy toebehore en sy lampe, en die olie vir die lig, die altaar vir die reukwerk en sy draaghoute, die salfolie en die geurende reukwerk en die toegangsgordyn by die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met sy traliewerk van brons, die draaghoute en al sy toebehore, die waskom en sy voetstuk, die behangsels vir die binneplein, die staaners en die voetstukke en die gordyn vir die ingang van die binneplein, die tentpenne van die tabernakel en die tentpenne van die binneplein met hulle toue, die geweefde klere om in die hemel, om die heiligdom, seker die hemel, die heiligdom dienswerk te doen. Dit is die heilige klere vir Aaron, die priester, en die klere vir sy seuns vir priesterdiens. Die hele volksvergadering van die Israeliete het van Moses af weggegaan. Elkeen wie se hart hom daartoe gebring het, en elkeen wie se gees hom daartoe aangespoor het gekom. En hulle het vir die Here 'n wydingsgeskenk gebring, en vir die diens aan die tent van ontmoeting, en al die dienswerk daaraan verbonde, en vir die heilige klere. Hulle het gekom, die man sowel as vrouens, almal wie se hart daartoe bereid was. Hulle het die borspelde, die oorbelle, die ringe, die halskettingkies, allerlei goue voorwerpe gebring. Elkeen wat 'n gewyde gawe van goud vir die Here wou aanbied. Elkeen wat in besit was van pers, purperrooi en karmosynrooi wol, fyn linnedraad en bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle en sagte leer, het dit gebring. Elkeen wat 'n gewydingsgeskenk van silwer en brons wou aanbied, het 'n wydingsgeskenk vir die Here aangebring. En elkeen wat in besit was van doringhout, wat vir enige werk gebruik kon word, het dit gebring. Elke vrou wat vaardig was, het met haar 2 hande spinwerk gedoen, met pers, purperrooi en karmosynrooi wol, en fyn linnedraad gebring. Al die vroue wie se harte hulle daartoe beweeg het, en wat oor die nodige vaardigheid beskik het, het die bokhaar gespin. Die leiers het onyxstene en ander edelstene vir die montering van die efod en die borstas gebring, en speserye en olie vir die lig, die salfolie en die geurende reukwerk. So het die Israeliete dit as 'n vrywillige offer vir die Here gebring. Elke man en vrou wie se hart hulle daartoe aangespoor het om iets te bring vir die werk wat die Here by hulle monde van Moses beveel het. Moses het vir die Israeliete gesê, kyk, die Here het Besaleel, seun van Uri en seun van Gur uit die stam van Juda by die naam geroep, of by die naam aangewys. Hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met insig en met kennis, en al die nodige vakmanskap, om vindingryke planne te beraam vir die werk met goud, silwer en brons, en vir die bewerking van edelstene en die montering en die bewerking van hout, om dit vindingryk te doen met al die nodige vakmanskap. En die Here het dit ook in sy hart gegee om te onderrig. Hy en ek kies om 'n lang oor daarin te sit, Oholiab, seun van Agasamag, van die stam van Dan. Die Here het hulle vervul met kundigheid om al die werk van 'n vakman te doen. Die van 'n ontwerper, 'n borduurder met pers en purperrooi en karmosynrooi wol en fyn linnedraad. En die van 'n wewer. Mense wat al die werk kan doen en vindingryke planne kan beraam. Besaleel en Oholiab en elke vaardige persoon vir wie die Here wysheid gegee het, en ook die insig om te verstaan hoe om al die werk aan die oprigting van die heiligdom te verrig, moet dit doen in ooreenstemming met alles wat die Here beveel het. Moses het Besaleel en Oholiab toe ontbied, en ook elke vaardige persoon in wie se hart die Here wysheid gegee het, elkeen wie se hart hom daartoe gebring het om aan te meld vir die uitvoering van die taak. Om dit te kon doen, het hulle elke wydingsgeskenk wat die Israeliete gebring het vir die werk aan die oprigting van die heiligdom van Moses ontvang. Die Israeliete het steeds elke oggend vrywillige offers vir hom gebring. Al die wat vaardig is en wat besig was met die werk aan die heiligdom, elkeen wat met 'n eie taak belas was, het gekom en vir Moses gesê,
Die volk bring nou meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk wat die Here hulle beveel het. Moses het toe opdrag gegee en hulle het 'n boodskap deur die hele kamp gestuur. Geen man of vrou moet verder werk aan die wydingsgeskenke vir die heiligdom nie. Die volk het toe opgehou om te bring en die bydra wat hulle gemaak het was genoeg om al die werk te doen. Daar het selfs oorgebly. Tot sover. Dit is 'n lang storie. Maar sien julle die detail? So die opdrag wat die Here gegee het was kort en kragtig. Bou vir my 'n plek van ontmoeting. Maar die Here gee dit in detail vir Moses en die Israeliete. Jy kan die laaste paar hoofstukke van Eksodus lees, waar God homself openbaar as die argitek, die ingenieur, die bourekenkundige. God wys die pad vir hulle. Maar die verantwoordelikheid van die projek, van die bouprojek, gee God vir die Israeliete. Die Israeliete moes eienaarskap neem om hierdie plek van ontmoeting vir die Here te bou. Daar's 3 punte wat ek vanoggend uit hierdie verhaal uit vir jou wil wys. Die eerste een is, die Here vra dat hulle 'n wydingsgeskenk moet bring. Maar hy laat hulle nie aan hulle eie genade oor nie. God voorsien aan die Israeliete dit wat hulle vir hom moet teruggee om die tent van ontmoeting te bou. Ek hoop iewers in jou het jou nou gevra, maar hoe is dit moontlik dat die Israeliete goud en brons en edelstene en al hierdie groot geskenke kon bring vir hierdie as 'n wydingsgeskenk? Kom hulle dan nie nou net uit Egipte uit as slawe nie? Daar is uitlopende opinies oor hoe hulle hierdie wydingsgeskenke het. Een moontlikheid, as jy gaan lees in Eksodus 12, dan gee die Egiptenare vir die Israeliete geskenke, om eintlik jammer te sê vir die slawerny deel van hulle geskiedenis, en hulle is daaruit weg. So party van die geleerdes sê, dit is hoekom hulle moontlik was om wydingsgeskenke te kon gee. 'n Ander moontlikheid is dat hulle op die handelsroete was tussen die Ooste en Afrika, en dat die Israeliete as koerierdienste opgetree het, tussendeur, en so hierdie persente ontvang het. 'n Ander moontlikheid is omdat hulle ander volke en stede teëgekom het terwyl hulle gewandel het. Wat ook al die rede, waar ook al die Israeliete hierdie goud, silwer, bokhaar, watter ook al geskenk hulle kon gee, gekry het, is eintlik vir my vanoggend nie so belangrik nie. Maar die beginsel, dat God aan die Israeliete voorsien, God gee vir hulle wat nodig is om die plek van ontmoeting te bou. Hulle moes dit net terugbring. God voorsien dit wat hulle nodig het om te gee. Maar dan is dit nie net en gee en hulle vra heeltyd geld nie. En dis hoekom ek dit vir julle so in detail wou lees vanoggend oor wat dit vat om 'n plek van ontmoeting te bou en aan die gang te hou. Hoeveel keer is daar in hierdie gedeelte nie verwys na mense met vaardighede en kundighede wat met die wydingsgeskenke wat ingekom het, iets mee gemaak het om deel te vorm van die plek van ontmoeting nie. En op geen oomblik in hierdie teksgedeelte sê dit dat die geldskenking belangriker was as die gawes. Nie een plek nie. Eintlik sê Moses dat hierdie mense wat hierdie kundigheid het om uit die rou materiaal hierdie mooi tent van ontmoeting te bou, is gevul met die Gees van God. Die Here gee die opdrag en die Heilige Gees kom oortuig. Kom oortuig vir hulle wat hulle moet bring, wat hulle moet kom doen. As jy die res van Eksodus gaan lees, dan is daar een sinsnede, frase, wat die heeltyd herhaal, en ek wil dit gou vir jou lees. Met die kundigheid van 'n salfmenger, met die kundigheid van 'n vakman, met die kundigheid van 'n wewer,
is daar die lof besing oor mense wat hulle gawes, hulle talente kom bring het na die tent van ontmoeting. Die tweede ding, as God die visie vir hulle sou gee om hierdie tent van ontmoeting te bou, en hulle bring die wydingsgeskenke, hulle het die wydingsgeskenke, sou niks gebeur het nie. Om dit te bring na die tent van ontmoeting toe, na die plek toe, was 'n teken van hulle gehoorsaamheid. Wanneer die Gees in hulle hart hulle oortuig het wat hulle moet doen, en hulle dan daarop reageer, was gehoorsaamheid aan God se opdrag. En ek is vas oortuig dat dit 'n opoffering was om gehoorsaam te wees. As jy dan nou met goue oorbelle en goue armband, dis goed wat hulle noem, en goue kettingkies by die huis sit, en man lief stap in en sê, die Here vra 'n wydingsgeskenk, haal dit af, wat ons dit na die tent van ontmoeting toe kan vat. Dis 'n paar van ons wat gaan baie moeilik sluk aan daai een. Aan al hierdie duur lappe wat hulle gekry het. En dan moet hulle dit gaan teruggee. Dis 'n opoffering om gehoorsaam te wees. En ek wonder hoekom hulle gehoorsaam was. En al wat kon op uitkom is dat hulle God geken het en hulle God vertrou het. Maar daar's oorvloed in hulle gehoorsaamheid. Omdat elke een van hulle gehoorsaam was, het elke een se bietjie die oorvloed gemaak. Die tweede rede hoekom ek dink hulle gehoorsaam was, is nie omdat dit 'n wet was nie. Jy moet dit doen nie. Ek dink nie Moses het hulle wat sê regte, hulle laat skuldig voel. Jy weet mos party mense praat so asof jy laat skuldig voel en dan sal jy dit doen, né? Ons ken sulke gawes of gunsies wat gevra word, maar dit is nie. Was vir hulle 'n teken van 'n wydingsgeskenk. Dis 'n teken van hulle toewyding aan hulle Here, aan die God wat vir hulle sorg. Maar dink nou net, Moses kry hierdie visie van God en niks gebeur nie. Dan was dit mos net 'n mooi plan. Dink net as God alles voorsien is wat nodig is. Sou dit net roumateriaal bly? En dink as elke gelowige, elke Israeliet dan nou hulle gawes gebring het, maar hulle werk nie saam nie, sou dit tog nie 'n sukses wees nie. Maar toe hierdie gemeenskap van gelowiges, die Israeliete, hulle gawes bymekaar sit, het iets wonderbaarliks gebeur. Soveel so, dat Moses op 'n punt sê vir hulle, dis nou genoeg, julle het nou genoeg gebring, ons het meer as genoeg vir wat ons nodig het. En hulle het gebou aan daardie tentontmoeting. En dit het 'n anker geword vir die Israeliete. Boetie en sussie in Jesus Christus, as ek dink, jy kan aangaan na die volgende een, vandag aan ons dankfees, dan is dit vir my 'n dankfees van 50 jaar. Dis nie net vir my 'n dankfees vir 'n bazaar of vir 'n 10de maand wat verby is nie. Dit is vir my 'n dankfees van 50 jaar. Want 50 jaar gelede het die Here vir 'n kommissie, vir 'n ring die opdrag gegee om 'n plek van ontmoeting te bou. En die Here het in daardie tyd voorsien dit wat nodig was. En 'n groep mense het in gehoorsaamheid opgetree om hierdie pragtige gebou en geloofsgemeenskap wat ons vandag nog het op te rig. Maar God se opdrag om 'n plek van ontmoeting te bou is nie verby nie. Dit lyk dalk anders vir my en vir jou, want ons hoef nie meer die plek te bou nie. Maar ons bou die koninkryk.
En dis wat die kerk eintlik is, dis die mense binne die gebou. Ek en jy, Boetie en Sussie en Jesus Christus, is nog steeds verantwoordelik om saam die koninkryk van God hier in Westville te bou. En daarom as ek na julle kyk, Melandra, jy kan nou so stadig deur die slides gaan. As ek na die bazaar kyk, dan sien ek mense wat rou materiaal, wat God in hulle hande gegee het, in gehoorsaamheid kom teruggee het. Ek sien mense wat hulle talente, hulle gawes vir die Here kom gee het. Of het 'n gebak, of het 'n gebrou, of het iets is wat ons gemaak het, of het diensbaarheid was die oggend. Gawes en talente wat as 'n wydingsgeskenk deur julle as 'n gemeente gegee is, sodat ons 'n plek van ontmoeting kan bou. En ek besef, ek sien en ek weet en ek hoor die opofferings wat elkeen van ons gemaak het. In die laaste 50 jaar, en die laaste jaar, en die laaste maand, en met die bazaar. Ja, om gehoorsaam te wees aan die Here. Want julle is nie gehoorsaam aan my, of Jan, of Barry, of Wynand, of Marian nie. Julle tree op in gehoorsaamheid aan die Here. Dan vra ek vir my, hoekom? En ek sien die toewyding wat julle het. Aan die Here, julle God, wat saam met julle stap. Wat genoeg aan julle voorsien. Vir julle gee wat julle nodig het. En dan alles wat ons nodig het, vir ons terugbring. Sodat ons verantwoordelik daarmee kan omgaan. Vanoggend wil ons vir die Here dankie sê vir sy genadegawes, maar liewe gemeente, vanoggend wil ek vir jou dankie sê. Dankie dat jy die opoffering maak, sodat ons 'n huis van ontmoeting kan hê. Dankie vir jou toewyding aan die Here en aan hierdie geloofsgemeenskap. Dat ons kan aanhou bou om 'n plek van ontmoeting te hê op 'n Sondag. En net soos 50 jaar terug se opofferings vandag gesien word, gaan ons opofferings ook oor 50 jaar gesien word. Dit gaan dalk anders lyk. Gaan dalk nie lyk soos wat dit vanoggend lyk nie. Maar dit gaan daar wees. Liewe Westville gemeente, dankie vir jou toewyding en jou gehoorsaamheid. Vanoggend kom ons na die nagmaalstafel toe. En ons gaan vier dat Jesus gehoorsaam was aan sy Vader se plan, se visie, sodat ek en jy die voorreg mag hê om sy kinders te wees. En Jesus se gehoorsaamheid het 'n groot opoffering gekos. 'n Enorme opoffering gekos. Maar uit daardie opoffering vloei onbeperkte genade. En jy word vanoggend uitgenooi om aan hierdie tafel te kom sit, te kom deel hê aan die sakramente. Nie omdat jy jou tiende gegee het nie. Nie omdat jy jou gunste en jou gawes en jou talente vir die Here gebring het nie. Maar omdat jy weet dat hy jou God is. En dat jy kies om aan hom vas te hou en saam met hom te loop. As ons om hierdie tafel vanoggend kom sit, dan sê ons vir die Here dankie. Dankie dat hy ons nog nooit in die steek gelaat het nie. En dat hy ons ook nie gaan in die steek laat nie. Dan sê ons vir die Here dankie dat ons oorvloed mag hê. Omdat hy eerste aan ons gegee het. Kan jy asseblief saam met my bid? Here, dankie dat ons vanoggend kan stil word by u tafel. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil word by u voete. Dankie Here dat ons kan stil word in u genade.
Dankie Here dat Jesus die opoffering gemaak het. Dat Jesus gehoorsaam was. Sodat ons vanoggend die genade mag ontvang. Maar Vader, ons moet vanoggend ook kom bieg, wanneer ons by hierdie tafel kom sit, dat ons soms net die opoffering raak sien. En dan twyfel ons, Here, en ons geloof wankel. Here, maar ek wil vra, kom versterk ons geloof vandag. Dat ons sal leer uit die Israeliete se lewe. Here, dat U oorvloed vloei uit die opoffering van Christus en nie uit ons dade nie. Amen. As ons vanoggend aan die tafel staan of sit, raak ons stil en ons weet en ons onthou waaroor dit gaan. Wat kan ek bring, Here, na die tafel? Is enige iets wat ek kan gee genoeg om U te vereer? Here, as ek my groot werke en dade aanskou, dan sien ek dat dit pas net in U handjie in. Here, as ek na die tafel toe bring my goeie gedagtes, my mooi inisiatiewe, Here, dan skiet dit altyd te min. Here, as ek iets duurs na die tafel toe wil bring om U genade te koop, Here, dan herinner U my aan die spiesgate in Jesus se sy. Want dit, Here, was die losprys vir ons tafel. Ons kan niks bring na die tafel toe as ons opregte hart in toewyding aan die Here. Ons gaan nou die tekens uitdeel. Ek gaan vir jou vra om die tekens, die nagmaal wyn en die brood vas te hou. Ons gaan dit dan daarna instel, nadat almal dit ontvang het, gaan ons dit instel en saam gebruik. As jy ons dit uitdeel, die buitering is wyn, die binnendeel is vrugtesap soos altyd of druiwesap soos altyd. As jy ons vandag vir die eerste keer besoek en jy is gelowig en jy weet waaroor hierdie tafel gaan en jy besef hoe groot God se genade is en wat Jesus gedoen het om te betaal vir die tafel, is jy meer as welkom om saam met ons dit vanoggend te gebruik. Kan ek vir die diakens vra om my te kom help uitdeel asseblief? Die aand in die boefretrek het Jesus saam met sy disippels gesit en toe het hy die brood geneem en hy het 'n seëngebed uitgespreek. Hy het eers vir die Here dankie gesê, vir sy Vader dankie gesê. En toe het hy die brood gebreek en die disippels uitgedeel met die woorde wat hy sê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Eet en onthou wat ek vir jou doen. Daarna het Jesus die beker van danksegging gevat en hy het dit uitgegiet. Vir sy disippels gegee en gesê, hierdie beker is my bloed wat vir julle gegiet word, as nuwe verbond. Neem dit, drink dit en onthou wat ek vir jou doen. As dankgebed vandag by die tafel gaan ons 'n responsoriese gebed doen. Ek gaan jou begelei en jy gaan antwoord met die vetgedrukte woorde. Ons is almal reisigers op ons geloofpad. Die Here roep ons tot 'n lewe van liefde. Met die woord en die beker wy ons opnuut aan God. Bid saam met my. Troue Here, ons besef dat U Heilige Gees in elke oomblik, selfs in hierdie oomblik teenwoordig is. En ons besef, Here, dat U werking deur die Gees ons roep tot 'n nuwe lewe. Dankie Here dat ons nuwe lewe 'n toekoms in U hande is. Daarom Here wil ons met elke keuse, met elke toewydingsgeskenk wat ons bring, U naam verheerlik.
Mag ons konkreet hierdie week beleef hoe die nagmaaltekens ons hande en ons geloof sterker maak, sodat ons die pad saam met U kan stap. Amen. Voordat ons staan vir die slotlied, is daar 'n hartlike uitnodiging vir 'n lekker dingetjie om te knibbel, omdat dit dankfees is, om vir julle as gemeente dankie te sê vir al die opofferings deur die jaar en vir julle vertroue in 'n groep leiers by ons as 'n gemeenskap. Kom ons staan en sing ons soek alleeers die koninkryk van God. Om julle uit te stuur met die seën van ons almagtige Vader. Mag die liefde van die Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van ons Here Jesus Christus ons sterk maak vir sy diens. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus ons vervul. En mag die seën van ons almagtige Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en bly. Amen.